Vandag wil ek gou 'n bietjie met julle gesels oor die ekso- en endotermiese reaksies wat 'n mens kry. Vir graad 11, graad 10, 11 en natuurlik vir graad 12 is dit baie belangrik. Nou, as ons praat van ekso- en endotermiese reaksies, dan verwys ons na die energie. Word daar energie opgeneem tydens reaksie of word daar energie vrygestel gedurende die reaksie? Nou, ek het dit klaar hier opgedeel in 'n eksotermiese en endotermiese afdelings. Die eksotermies is dan die eerste een waarna ons gaan kyk. Dit is waar energie vrygestel word. Nou as energie vrygestel word, dan beteken dit hier sê energiekurwe. Dit is die tydsverloop op die x-as, tydsverloop, en hierdie is die potensiële energie van die reaksie. Soos wat die reaksie begin, hier waar die reaksie begin, daar soos tyd 0, begin ons reaksie hier. Ons energie van die reagense, ons reagense is hier. En hier is die energie van ons produkte. As ons soos die reaksie plaasvind, moet ons reagense eers in ons praat van 'n geaktiveerde kompleks kom. Die geaktiveerde kompleks is die vorm waarin die stowwe wat moet reageer, moet sekere vorm hê of in 'n sekere vorm wees sodat die reaksie kan plaasvind. Daai delta A wat daar is die aktiveringsenergie. Partykeer gee ons aktiveringsenergie, soos byvoorbeeld as ons die vuur aansteek, dan gee ons gee 'n vlammetjie en dan daarvanaf brand die vuur van self verder. Soos dis 'n eksotermiese reaksie. Soos hierdie inset aktiveringsenergie daai. Ons kan energie gee vir die reaksie om aan die gang te kom, maar dis nie te sê dat die energie moet die heeltyd gegee word sodat die reaksie kan plaasvind nie. Dan die reaksie vind plaas, hier het ek vir delta H. Delta H is ons entalpie. Dit is die verskil in energie tussen die reagense en die produkte. Hierdie kant het ons mos nou ons produkte. Nou vir 'n eksotermiese reaksie is die produkte se hoeveelheid energie is laer. Daar lees ons mos 'n laer aflesing op ons y-as as wat die reagense gehad het. Soos ons delta H daar is negatief, want die produkte is minder, sy energie is minder as die reagense. Soos as ons dit moet gaan uitskryf in 'n chemiese vergelyking, dan gaan ons hê die reagense wat reageer en dit vorm vir ons die produkte plus dan nog energie. 'n ander manier hoe ons dit ook kan skryf is A plus B, dis my twee reagense, vorm vir my 'n produk C plus D plus energie. Dan weet ek het 'n eksotermiese reaksie. Energie is vrygestel. Ons kan ook skryf A plus B, dis my twee reagense, gee vir my C plus D wat my twee produkte is, en dan sit ek hier delta H is kleiner as 0. Met ander woorde, delta H gaan 'n negatiewe waarde hê. Delta H is 'n negatiewe numeriese waarde tussen hakies. Jy kan op enige van hierdie maniere gaan jy dit kry. Soos dit is 'n eksotermiese reaksie. Hoe daai delta H se waarde bereken word, gaan ek nou vir julle wys. Al wat julle moet weet, as jy 'n energiekurwe kry, die energieprofiel, ons praat ook van energieprofiele, kry van die eksotermies, dan gaan jou produkte altyd laer wees as die reagense. Dis hoe ons onderskei tussen 'n eksotermiese reaksie.
en ons delta H waarde gaan altyd negatief wees. Dan by ons endotermiese reaksie, daar word die hele tyd energie opgeneem. Dis daai reaksies wat, hy kan nie verder plaasvind as ons die energie wat ons gee wegvat nie. Byvoorbeeld as 'n mens gaan kyk na 'n koek wat gebak word. As jy al die bestanddele gooi jy deur mekaar en dan vir die koek om gaar te raak, vir die reaksies binne-in om plaas te vind, moet jy mos die koek in die oond sit. En dan die energie wat die oond gee, laat die reaksie plaasvind. Soos hier is ons reagerende stowwe, ons reagense is laag op ons energie as, op ons y-as. Hier is weer die tydsverloop. Sodra die reaksie klaar plaasgevind het, kyk daar is weer aktiveringsenergie. Die aktiveringsenergie is weer sodat die reagense in 'n toestand kan kom dat die reaksie kan plaasvind. En dan as die reaksie klaar plaasgevind het, dan is ons produkte by 'n hoër energie vlak. Sien, hulle is daar. Daar's my produkte, hier's my reagense. Soos dit sê vir my produkte het meer energie as my reagense. Met ander woorde, ek moes die heeltyd energie gegee het sodat die reaksie kan plaasvind. As jy daai koek uit die oond uithaal te vroeg, dan gaan die koek nog steeds rou wees. Jy kan hom uithaal en jy kan hom op die stoof neersit. Daai reaksie gaan nie verder plaasvind vir die koek om gaar te raak nie, want jy het die energie weggevat. Nou dit is 'n endotermiese reaksie. Selfs met elektroplatering. As jy die elektriese stroom afsit, dan vind daai reaksie nie meer verder plaas nie. Dit is alles voorbeelde van endotermiese reaksies. Nou as ons 'n endotermiese reaksie moet gaan neerskryf, dan is dit die reagense plus die energie. Onthou, daai energie kan wees hitte, lig, elektrisiteit, enige iets wat die reaksie aan die gang hou, en dan vorm die produkte. Ons kan hom ook, as ons nou kyk na hierdie manier, kan ons hom ook skryf, dis reagens A plus reagens B plus energie. Gee vir ons produk C plus D. Kan hom so skryf. Sien julle hier, by endotermies is jou energie deel van die reagense. Jy het energie nodig sodat die reaksie kan plaasvind. Andersins ook kan ons sê dis reagens A plus reagens B gee vir ons produk C plus produk D, maar dan is delta H is groter as 0. Met ander woorde, hierdie delta H gaan 'n positiewe waarde wees. Soos ons kan ook sê of delta H is gelyk aan 'n positiewe numeriese waarde. Dis hoe jy gaan bepaal, as hulle net vir jou die gebalanseerde chemiese vergelyking gee, gaan hulle vir jou delta H groter as 0, delta H kleiner as 0, of 'n positiewe waarde of 'n negatiewe waarde. En daarvolgens moet jy dan besluit, is dit 'n eksotermiese reaksie of is dit 'n endotermiese reaksie. En as jy endo het, dan weet jy jou grafiek gaan so lyk. En as jy eksotermies het, weet jy jou grafiek gaan so lyk. Produkte se energie is minder as die reagense by ekso. By endo is jou reagense se energie minder as die produkte se energie. Volgende video gaan ek maak hoe om die berekeninge dan nou te doen van hierdie tipe vrae.